Goeiemôre, is nou 25 Februarie 2026. Ons is nou al by lesing 94 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Nou is daar 'n lering wat kom en ons het in die vorige lesing geluister wat Cornelius sê op die verhaal wat Jara gegee het oor hoe die son aan mekaar gesit is en hoe die son gebou is. Wat sekerlik baie van julle gesê het, maar wat het dit met die evangelie te doen? Ja, dit het niks met jou verlossing of sonde in die hel in beland of nie te doen nie. Maar dit is baie goeie kennis wat ons uit 'n bron kry wat ons kan vertrou. Nou lees ons verder wat Joshua vir hom sê. In die gees van elke mens sluimer tallose wonders. Miskien moet ek net 'n bietjie daaroor gesels voor ons begin. Ons bestaan uit 3 goed, liggaam, siel en gees. En die gees wat in ons is Vader se oergees. En in daardie gees is alles in die heelal. En ons siel is saamgestel van alles in die heelal. Maar die siel is so lank dormant, totdat die siel ontmoet met die gees in jou. En die gees dan hierdie waarhede en al hierdie inligting wat daarin opgesluit is, vanaf die gees begin deurgee na die siel toe. En dit is wat ons praat van 'n verligting van siel, of van 'n bekering, waar die siel nou net doen wat die gees aan haar voorskryf. En die liggaam se begeertes word nou op die agtergrond geskuif. Jy moet alles in jou hê wat in die heelal is. Omdat jy, as jy 'n suksesverhaal op aarde gehad het, en jy gaan oor ander kant toe, en jy kom in die hoogste hemel, en Vader vra vir jou, skep vir my 'n planeet, soos julle aarde. Dan moet jy in staat wees om dit te doen. En hoe skep jy in hierdie volgende lewe waarheen ons gaan? Jy skep met jou wil. Jy wil iets, en natuurlik is jou wil verbind met Vader, en sal jy presies weet om die regte ding te wil. En dan gaan hy vir jou sê, goed, nou is hy geskape, skep vir my plante. Dan gaan jy al die plantspesies moet in jou wees, want hoe anders te gaan jy op daai aarde van jou sit. En dieselfde met die diere, dieselfde met mense. Al hierdie skepings kom uit onsself voor, en dit kom voort deur die gees, wat een word met die siel, en die siel in staat stel, om binne in haarself dit te gaan haal, wat dormant was, en wat dood was, toe jy op die aarde gebore is. Jy moes heel onder begin. Almal van ons het daai paadjie wat ons loop. En wanneer hierdie bekeerde siel aan die ander kant een geword het met haar gees, dan is hy tot dit in staat. En dis 'n wonderlike vooruitsig wat ons het, dat alles in ons gees is. Maar ons is geleer, ons moet alles studeer. Jy moet skool toe gaan en jy moet leer, en jy moet huiswerk doen, en jy moet take doen. Ek wil 'n gemiddelde mens is 12 jaar op skool, plus nog 'n jaar of 2 voorskool, en dan is jy 4 jaar of 5 jaar op universiteit. Jy is 'n groot deel van jou leeftyd net besig om te leer. En dis alles goed, wat eintlik in jou gees aanwesig is. Maar jy leer dit van buite af en nie van binne af. Nou ja, dit is hoe die wêreld werk, was ook daardeur. En as jy dit nie doen nie, gaan jy nie jou sertifikaat kry om dan daarmee in 'n pos te gaan en dan geld te verdien nie. So kom ons lees wat sê Joshua nou oor hierdie wonderlike openbaring van die son deur 'n 12-jarige meisietjie.
Joshua sê vir hom, dis nou vir Kornelius, dit is weliswaar geen evangelie nie, dit nou van die son, maar dit is self 'n waarheid, wat met die loop van die tyd ook haar goeie kant sal hê, om die mense te genees van allerlei bygelowe, want niks veroorsaak by die mense so 'n massiewe bygeloof, soos die ligsweer van die sterrehemel nie, of die son nie. Maar dit is nou nog nie die oomblik om die mense volledig daaroor in te lig nie, want dit gaan veral daaroor om van die huidige mense larwes werklike en egte mense te maak. En die definisie van 'n menselarwe is 'n mens wat nog nie in sy siel ontwaak het nie. Dis 'n mens wat nog net in die vlees lewe. Al wat vir hom waaroor alles gaan is dat hy elke dag kan opstaan, dat daar genoeg geld is, dat hy sy begeertes kan doen, dat hy al die basiese versorging van die wêreld het. En dalk partykeer nog meer. Maar hy kyk net na homself. Dit is die mense larwes wat Vader van praat. Hulle het nog nie eintlik ontlyk in lewende geestelike wesens nie. Ons gaan verder. Dit kan slegs bereik word deur die mens so ver te bring, dat hy homself en daarna ook Elohim leer ken, en dat hy hom met al sy krag bo alles sal lief hê. As die mens eenmaal heeltemal daarvan deurdring is, en in staat is om die apart gestelde gees uit Elohim te ontvang, word hy ook vir alle ander, tot nou toe nog onontdekte waarhede ontvanklik, en geskik om dit te verstaan. Let wel dat die woord daar is die apart gestelde gees. Die gees van Vader is nie 'n gees wat kan meng met die wêreldgees nie. In Engels sê ons, it's not compatible. So is of die een of die ander. Indien jy toelaat dat daar 'n vermenging in jou siel plaasvind, dis dan wanneer jy verdraaide waarhede kry, en wanneer jy agter valse ligte aanhardloop, asof dit die ware lig is. En daai valse ligte word genoem kerke, en dominees, en pastore, wat nie die waarheid verkondig nie. Ek sê nie almal van hulle doen dit nie, maar as jy in 'n organisasie is, waar jy 'n salaris ontvang, dan is jou definisie per skrif, dit staan so in die Bybel, dan is jou definisie van jou taak, is jy's 'n huurling. En 'n huurling het 'n ander baas as Joshua. Die een wat geroep is, en Joshua bely, en Joshua se leer uitdra aan sy medemens, hy is geroep. En daai mense sê almal, ons is beroep. Luister mooi wat sê hulle. O, ons is nou beroep na Waterkloof toe. En ons is so bly, want dit is so pragtige mense. Maar jy lieg. Dis sulke ryk mense. En jou sak gaan vet word. En die koffers van die kerk gaan oorloop, want daar's baie geld in daai gemeente. Ons moet nie beroep wees nie, ons moet geroepe wees om Vader se woord uit te dra. Dan sal hy in elk geval vir ons sorg. Vers 3, nee. Ja. Sou 'n mens egter direk sy kop daarmee volstop, dis nou met aardse kennis, dan sou hy niks daarvan verstaan nie, en sy kop so daaroor breek, dat hy gek sou word. 'n Basisreël is daarom, die mense moet voordat hulle enige kennis opgaar, verwys dit nou na dit oor die son, eerstens egte mense word, omdat alle kennis hulle andersins baie meer sal skaad as baat. Want alle wetenskap hou slegs die verstand besig, wat haar setel in die harsings het. Maar die hart, as fondament van die lewe, bly lomp,
ruw en woes, soos die van 'n roofdier, en sy begaan met behulp van die wetenskap nog meer kwaad as sonder die kennis. Want by 'n goddelose hart is die wetenskap 'n ware wegwyser na die kwade in al sy uitinge. En dit kan 'n mens sien in die harte van wetenskaplikes. Hulle raak totaal en al hard teenoor die evangelie en teenoor Yeshua self. Hulle is gewoonlik almal ateïste of mense wat ander mense leringe navolg. Wysgeere wat hulle noem. Dink maar aan vandag dat die hele wêreld en al die skole en ons skole ook volg die leringe van Darwin, die evolusieleringe, waarvan daar geen feitelike bewyse bestaan nie. Alles is net 'n konkoksie van leuns en teorieë en tekeninge en goed uit die gedagtes van mense. Maar die skole verkondig dit. Moenie dat jy met daai onderwyser in 'n stryd kom nie. Hy glo evolusie bo Genesis. En dis ons probleem. Hulle raak net dan al hoe erger. En dat ons mense vandag weer is waar hulle 2000 jaar gelede was. Hoekom Yeshua hierdie kennis oor die son laat uitkom het? Omdat vele mense in daai tyd, feitelik al die mense, geglo die aarde is plat. Geglo het die son wentel om die aarde en die aarde is die middelpunt van alles. Nou dat ons die kennis het, weet ons dis andersom. En nou het ons weer so 'n beweging terug na 2000 jaar se bygeloof en ongeloof wat sê dat die aarde plat is en dat die son net hier aan 'n koepel sit, net bokant ons is 'n koepel en die son en die maan is daar vasgemaak. Want hulle lees Genesis 1 sonder enige insig. Hoekom? Presies omdat hy sê, hulle harte is nog rof en nie in staat om die geestelike te ontvang nie. Gee daarom vers 5, vriende en broers, die blindes eerste 'n korrekte lewenslig in die hart, en laat eers deur hierdie lig die verstand van die siel verlig, dan sal alle kennis 'n ware seën vir die mens word. So daar is ons opdrag wanneer ons uitgaan en die evangelie verkondig. Moenie mense met baie diep kennis bestorm nie, want hy gaan verstik. Dit is dieselfde as om 'n klein babietjie wat nog melkies drink en melkverdunde pappies drink, jy nou 'n stuk C-graad styk in sy keel afdruk en sê eet dit. Hy kan nie. En net so kan hierdie mense ook nie hierdie kennis bevat nie. So ons moet die kennis vanuit die hart, dit is die ware verstand van die siel, moet ons na hulle toe bring. En hy gaan aan en hy sê wat dit is. Vers 6, dit is egter prysenswaardig as 'n mens baie weet, omdat 'n mens daardeur baie mense goeie raad kan gee. Maar dit is beter om baie en waaragtig lief te hê. Want die liefde wek op en bring lewe. Die wetenskap bevredig slegs en lê homself dan te ruste. Wat basies beteken, jy bring vir jou die kennis en as jy dit klaar oorgedra het, dan is jou werk ook klaar. Waar die liefde leer ons dat ons mekaar moet leer van die liefde. En die liefde vereis dat jy nooit daai persoon alleen laat nie. 'n Voorbeeld wat ek baie gebruik is, mense kom in die kerk, veral in die charismatiese kerk, nou word daar vir hom gebid, hy moet vorentoe kom, en nou word daar vir hom gebid, of dit nou teen 'n drankgees, of 'n
geweldsgees of wat ook al is, dan dryf hulle nou die gees uit. Partykeer doen die pastoor het alleen, ander keer gryp 'n klomp mense saam met die pastoor die hou aan die kop en hulle dryf nou die duiwels uit. En daarna sien hulle daai persoon nooit weer nie. Hulle het nooit weer 'n behoefte om by hom te kom en te vra, hoor jou broer, hoe gaan dit? Voel jy al beter? Het jy nog dieselfde drange? In teenstelling daarmee, hier by ons, doen ons dit ook. Nou nie voor almal nie. Ons doen nie hier voor die gemeente, kom staan hier voor my, dat ek vir jou kan wys, hoe word 'n duiwel uitgedryf, sodat julle almal vir my kan eer hê nie. Ons doen dit nie, ons het 'n private kamer, waar ons dit doen agter 'n toegemaakte deur. En dit is 'n baie persoonlike en 'n baie diep liefdestaak wat ons doen. Verkeerd gesê, wat Yeshua doen, en hy gebruik ons, wat daardie roepings het. En dan bly ons by die ou. Hy gaan nie van die plaas af nie, ons sien hom elke dag, en ons hoor, en ons verneem. Dan kom ons dan hoor ons eers nie, hy het weer hierdie naweek uitgehaak, hy het mal geraak. Dan gaan hy weer. Dan bid ons weer, want Yeshua sê, party van hierdie duiwels, gaan nie uit nie, behalwe deur ernstige vas en gebed. En so werk jy met die persoon. Dit is ware liefde, dis om baie en waaragtig lief te hê. Dis die verskil. En die oomblik as jy daardie persoon in die liefde kan kry, in die gesonde liefde vir homself, sodat hy nie weer homself hoef te skaam vir homself nie, of vir haarself nie, as hy dit reg gekry, dan is hierdie persoon baie meer geneig om liefde uit te deel. Want daar is nou liefde vir self, dit is 'n gesonde liefde, praat nie van eie liefde nie. Jy wil tog nie heeltyd in die moeilikheid wees nie. Jy wil nie heeltyd skaam wees voor Vader en voor ander mense vir jou gedrag nie. So jy besluit om 'n pad te loop waar jy binne die reëls en die orde van Vader sal wandel. Dan begin jy liefde uitleef na jou naaste. Want dit help jou in jou pad, op jou pad, maak dit makliker. En dan sal alle ander kennis ook na jou toe kom. Nie op 'n oomblik nie, maar soos wat dit nodig is. En as jy dan wetenskaplike kennis sou ontvang, sal die liefde in jou hart dit omsit in geestelike kennis. En jy sal dit baie dieper verstaan en dit nooit ooit weer vergeet nie. Die kennis, ek lees net daai laaste vers weer, want dit is beter om baie en waaragtig lief te hê, want die liefde wek op en bring lewe. Die wetenskap bevredig slegs en lê homself dan te ruste. Die kennis voorsien iemand wel van hulp gedurende die tydelike lewe, maar bring hom, wat die opwek van sy gees aan betref, baie skade toe. Sodra die kennis egter met die loop van tyd sonder meer uit die lig van die gees ontstaan, bevat sy ook alle lewenswarmte, en is dan net so lewend soos die lig van die son, wat nie net lig gee soos geen ander lig nie, maar wat ook lewe gee, omdat haar lig die lewenswarmte bevat, en verdien, waarop die lig val, ook saamgee, en die reeds aanwesige lewenswarmte nog meer lewe gee en tot lewe wek. Ek het in universiteitslokale gesit, groot lokale, waar 400 studente was. Toe ons begin het met ingenieurswese, ons was die grootste klas nog ooit in Pretoria Universiteit. Dit is die yskoudste klasse waarin jy is. Dit is die mees koudste lering wat jy ontvang. Alles is harde feite wat jy moet inneem
en wat jy oor eksamen skryf, daar's geen genade nie. Daar's geen liefde nie, daar's geen warmte nie. Jy stap van die een klas na die ander, en so doen jy dit. En ons was anderste as die ander ouens wat gestudeer het. Meeste ouens het 3 of 4 vakke gehad as hulle BA doen of BCom. Ons het 17 vakke gehad. En ons was van 7 uur die oggend besig tot 5 uur die aand. Die middag was altyd prakties. En jy's uitgeput, jy's klaar, jy's moeg. En as ek vandag daarna terugkyk, is dit juis oor die hardheid en die koudheid van al daai inligting wat in jou gestop is vir 'n groot deel van 10 ure 'n dag. En dan moet jy nou huis toe gaan, en nou is daar nie genade nie, daai goed moet nou gestudeer word, want môre skryf ons 'n toets. So jy is nog besig tot by 12 uur met die goed. En dit is nie Joshua wat hy wil hê met sy lering nie. Hy wil net hê jy met jou gees opwek, sodat jy die liefde kan doen, en jy dit kan geniet om dit te doen, want jy moet daarvan hou. En dan sal kennis instroom. Jy sal oor sekere take of aspekte van jou lewe dink, en dan skielik verstaan jy wat om te doen. Dit is hoe die gees van binne al werk. En niemand kan dit wegvat van jou nie. Maar jy kan ook vir niemand sê waar dit vandaan kom nie, want hulle gaan dit nie glo nie. Maar jy weet, dis waar. Soos byvoorbeeld die inligting dat my verlosser leef, en dat hy hier by ons is nou vanoggend. Niemand kan dit vir my wegvat nie, en ek kan dit vir niemand bewys nie, kan dit net vir hom sê. So, die geestelike is baie moeilik om fisies te bewys, maar jy sal uit die mens se vrugte, sal jy sy boom se kwaliteit kan weet, of dit 'n goeie boom is, en of dit 'n slegte boom is. Glo my, sê Joshua, die tallose wonders wat in vir julle onmeetbare ruimte rondwandel, en hulle bane volg, lê by elke mens in sy gees verborge. Jy al daarna gedink, kyk na die sterrehemel in die aand. Ons kan net 'n ou klein deeltjie sien, sonstoffie van die groot heelal, die materiële heelal. Maar al daai sterre wat jy daar sien, is ook in jou teenwoordig, in jou gees. Geef jou 'n idee hoe groot jou gees is, alhoewel hy nou in jou liggaam vasgeperk is. Probeer daarom allereers om julle gees heeltemal op te wek. Dan sal julle dit wat geen oog ooit gesien het en geen sintuig ooit waargeneem het nie, altyd in julle self baie duidelik kan sien, en ook met alle ander sintuie suiwer kan waarneem. Beteken met al 15 jou sintuie, 5 van die vlees, 5 van die siel en 5 van die gees. Wie Elohim in my die mense seun, waaragtig herken en liefhet, sal reeds in hierdie lewe hemelse vreugde kan geniet, waarvan tot op hede geen enkele menslike sintuig ooit iets van gemerk of gevoel het nie. Maar op suiwer wetenskaplike wyse sal geen mens ooit so ver kom nie. Cornelius, verstaan jy dit? En dit is vir ons net so 'n groot les. Ek sien 'n ou skryf vanmôre, wie is nou reg, die kerke of die Israel visie? Dis 'n simpel vraag om te vra. Die enigste wat reg is die wat Joshua in gees en waarheid volg, wat sy wil uitvoer, wat in die liefde is, elke oomblik van hulle lewe. Dis die regte pad. Dit is net die enigste en een alleen pad. Daar is nie nog baie nie. En in enige van hierdie groeperinge wat hierdie ou nou genoem het, kan jy hierdie mense kry. Maar jy kan in beide van die groeperinge net soveel duiwels ook kry. En dis nie slegte mense nie.
Maar hulle verwerp Yeshua. Hulle doen die wêreldse dinge. Dalk gee hulle groot bydraes vir die kerk, omdat hulle ryk is. Maar waar is hulle hart vir die armes? Hoe seker is hulle dat hierdie geld wat hulle gee, wel by die regte plek uitkom? En die regte plek is die enigste plek. En dit is by armes. Want Yeshua sê, ek was naak, was honger, ek was dors, ek was in die tronk. En julle het my nie gevoed, nie te drinke gegee, ensovoorts nie. En toe hulle hom vra, maar waar het ons nie ooit so gesien? Toe sê hy, vir sover julle dit aan die geringstes van my gedoen het julle dit aan my gedoen. So 'n kerk wat in 'n gebied nie sy volksgenote help nie, het die geringste geïgnoreer. En daarom het hulle Yeshua geïgnoreer, en daarom kan daai plek dan nie geseënd wees nie. Dit is soos hier by ons. Ons stuur niemand weg nie. Al het ons nie plek nie, sal hy by die hek wag, en Annemarie sal vir hom kos stuur met een van die wagte. As iemand in die nag hier aankom, sal hy oornag kry, en dan sal vir hom gesê word, ons het nie plek nie, sal op die waglys kom, en dan sal hy weer voortgaan. Maar niemand word weggestuur nie. Ons loop nie by die Samaritaan verby, wat langs die pad lê nie. Ons stel hom op. Al kan ons nie alles vir hom doen wat ons graag wil nie, doen ons daarom met ten minste die minimum. Maar ek weet van baie van hierdie groot kerkorganisasies wat die mense wegwys by die deur, want hy is nie 'n lidmaat nie. Of in erge gevalle, hulle is nie vandag, het hulle nie die petty cash sleutel nie. Of hulle het nie die stoor se sleutel nie. En dit mag ons nie wees nie. Want die geringste moet kos kry. Dit is net die wet van Yeshua. Hy sê in Matteus 25, salig is julle, wanneer ek terugkom, en julle besig sal vind met Bybel lees, met kerk toe gaan. Nee, wanneer ek julle besig sal vind om voedsel op tyd te gee. Dis waarmee ons besig moet wees. Natuurlik bedoel hy geestelike voedsel. Maar jy en ek, jou verstand sê vir jou, jy kan nie geestelike voedsel alleen vir 'n honger mens gee nie. Hy sê, man, ek is nie nou lus vir die Bybel nie, gee vir my brood. Ek het 3 dae laas 'n brood gehad, of iets gehad. Dan gee jy hom vir hom kos, en dan bring jy weer die geestelike voedsel. Maar dan sê hy, ek sal julle oor alles aanstel, oor die hele hemele. Daai groot hemele wat jy nou sien, al die sterre wat in jou is, dit word alles ondergeskik aan jou. Jy word, as ek die aardse term kan gebruik, baas daarvan, regeerder daarvan. Natuurlik in en met Yeshua deur liefde. Maar kan jy dink hoe groot is dit, net om die reëls na te kom van liefde? Moet dit nooit vergeet nie. Mens kan baie maklik opgeneem word in wêreldse kennis, soos wat kennis van die son ook 'n groot stryery kan veroorsaak. Maar vandag in die gees kan enigiets 'n stryery veroorsaak. Ons sien dit tussen gelowiges. En hulle is baie lekker besig om te stry, want hulle geniet dit. En dis nie wat ons moet wees nie. Ons moet juis in die gees by mekaar kom, want dan sal ons ooreenkom. Nou, die volgende faset is nou die lot van die goddelike leer. Hierdie leer van liefde wat Yeshua nou vir hulle gegee het. Hoofstuk 176, en Cornelius bevraagteken dit nou. Hy sê, ja meester, wat u sê is 'n algehele waarheid, wat daar volgens suiwer menslike maatstawwe nog nooit was nie. Want as dit ooit ergens uitgespreek sou gewees het, en sou bestaan het,
sou daar seker 'n aantal mense gewees het, wat hierdie as sodanig aangeneem en streng daarvolgens geleef het, en die uitwerking daarvan sou seker nie weggebly het nie. Maar hoewel ek baie weet, het ek nog nooit daarvan gehoor nie. By ons heidene is daar juis van die teendeel sprake, en daarom moet 'n mens baie bewondering hê. Onthou, hierdie ou is 'n heiden, se Romein, hy is nie 'n Judeër nie. Moet 'n mens baie bewondering hê vir die groot geeste soos Plato, Plotinus en, hoe spreek jy daai ou, Brigeus, soos ook vir 'n aantal hoogstaande manne uit Rome, wat slegs met meer as heroïese moeite en inspanning paal teen die wette van die veelgodedom in, dit tog so ver gebring het, om behoorlik op U, die een en alleen ware Elohim se spoor te kom. Tussen al die afgode onder die Grieke was daar een afgod gewees, en een tempel wat alleen gestaan het, en dit was gewy aan die onbekende God, wat 'n enkel God was, terwyl al die ander gode van die Grieke en later die Romeine 'n veelgodedom was. Ons gaan verder. Plato het ontdek dat die enige en alleen ware Elohim was, Elohim, al was hy dan ook onbekend, die suiwer liefde moes wees. Hoe meer hy oor die onbekende Elohim nagedink het, des te warmer het dit in sy hart geword. En toe hy merk dat hierdie aangename warmte toeneem, en 'n dokter vir hom sê dat dit 'n siekte was, het Plato gelag en gesê, as dit 'n siekte is, sou ek graag nog meer van die siekte in my hart wou hê, want dit doen my ondenkbaar meer goed as enige hooggeroemde gesondheid. En Plato begin die onbekende altyd meer lief te hê, en vertel self hoe hy tydens die hoogtepunte van sy liefde vir die onbekende Elohim, hierdie Elohim gesien het, en hom volledig met hom verenig gevoel het, en watter onbeskryflike geluksaligheid hy daarby ondervind het. Moet nooit vergeet dat die Grieke hoofsaaklik Israeliete in verstrooiing was nie, en dat hulle voorvaders wel Moses bekend was met Moses se wette, en die een ware enige God, Jahwe. Maar hier is nou vir ons 'n duidelike verwysing wat met Plato gebeur het, dat hy nie deur boeke so seer kennis bekom het nie, maar deur die Gees. Die oomblik toe hy Vader soek in die liefde, toe kom die liefde na hom toe kry hy hierdie salige gevoel in sy hart waaroor hy nou getuig. En so kan ons ook vir Vader kry. In die liefde, sodra jy die liefde doen, sal jy daardie gevoel vir hom in jou hart begin ontwikkel. En dit is 'n gevoel wat niemand kan wegvat by jou as jy in die liefde bly nie. Ook die ander groot wyses het iets dergeliks vertel, en hulle leer sou sekerlik baie heilsaam vir die mens gewees het, as die bekende dienare van die gode hulle nie met alle moontlike gruwels teen die uitbreiding daarvan weerstand gebied het nie. Nie fout maak nie dat die priesters van die afgoderry was baie kragtig, en hulle het meestal ook die regering agter hulle gehad, en hulle het hierdie mense vervolg. Maar dit was nog altyd so, en dit sal waarskynlik ook nog altyd so bly, dat die suiwer waarheid nooit algemeen ingang sal vind nie, omdat in die loop van die tyd haar direkte dienaars, gelei deur lae belange, haar self die weg sal afsny, haar in 'n doolhof sal sit, en die aanvanklik heeltemal korrekte en oop weg, in 1000 en meer bo sal verwring, wat omraam en omgewe deur duister messelwerk, die soeker nooit die sentrum sal laat vind,
waar die ou tempel van die waarheid gestaan het nie. En hierdie ou het eintlik presies geprofeteer wat die Rooms-Katholieke Kerk omtrent 300 jaar na Yeshua se geboorte gedoen het met die evangelie. Hulle het die waarheid en Yeshua toegemessel met valshede en leuns en menslike rituele, wat die hele waarheidsaspek van Yeshua se leer eintlik verduister het. En so het dit vir omtrent 1000 jaar aangegaan, 1000 bietjie meer. En toe breek die ouens weg van die kerk af. Maar hulle breek toe weg saam met vele van hierdie valshede. En nou het jy toe die protestantse beweging gekry, wat 'n bietjie van die lawwighede weggegooi het, maar die kerngedagtes van valsheid, soos byvoorbeeld die valse Sabbat, die valse name van die Vader, en rituele soos kleindoop en allerhande ander klein dingetjies wat hulle saamgebring het gemaak dat die ware leer van Yeshua en die belangrike ding wat hulle saamgevat het, was die driekoppige God, of die drieledige, drie-enige God, dat jy en ek moet bid na 3 gode toe. Terwyl ons weet dat die hele Godheid in Yeshua manifesteer het en nou vir ewig so sal voortbestaan. Al daai dinge het gemaak dat die waarheid toegemessel gebly het. En in vandag se tyd het ons dit nou, soos hierdie ou gesê het in die paragraaf 4, lae belange dryf hulle. Nie hoë belange nie. Wat is 'n hoë belang? 'n Hoë belang is dat almal van ons wat hier sit, gered gaan word. Dat Vader al hierdie skapies na sy kraal toe sal bring. Dis die hoë belang. Dit is nie by hulle daar dit meer nie. Vandag is die belang hoe meer sosiaal die kerk kan wees, hoe meer lidmate kan hy trek, hoe meer lidmate, hoe meer geld, hoe meer pragt en praal, nie hoe meer naaste liefde gaan gedoen word nie. Dit is, om naaste liefde te doen, is ook 'n hoë begeerte. En om dit nie te doen nie, is 'n lae begeerte. So ons sit midde in al hierdie goed vandag, en ons moet onsself plaas waar Yeshua ons wil hê. En dit is binne die geestelike kerk, of geestelike gemeente van wedergeborenes, wat lief is vir Vader, lief is vir die naaste, en hulle daagliks besig hou met daardie liefde. Elke dag tyd spandeer om jouself skoon te kry, tyd spandeer om jou medemens, wat minder as jy het, se las vir hom te verlig. Dis al. Dis nie 'n swaar las nie. Yeshua sê, my las is lig, my juk is sag. Meester, ook met u leer, sal dit eendag niks beter mee gaan, as daar ook maar net een priester daarby opduik nie. Leraars moet daar wel wees, maar vir elke 10 is daar verseker een skurwe, wat die ander maar al te gauw aansteek, waardeur die waarheid dan weer in gedrang kom. Moses, die groot wyse van Kahiru, die aangenome seun van die dogter van die Farao, wat in alles ingewy was, het die goddelike waarheid geskryf op marmertafels, en gebooie vol goddelike krag, met baie streng strawwe, om alleen dit te verkondig, en die volk aan te spoor om volgens die leer te lewe en te handel. Na hom is daar nauweliks 1000 jaar verstreke. En hoe sien die apart gestelde leer van die marmertafels nou daaruit? Behalwe die naam, kan geen spoor meer daarvan gevind word nie. Waar is die ou ark van die verbond, wat so wonderbaarlik en so indrukwekkend en lewegewend was?
Waar is die oorspronklike tafels, deur Moses met eie hand vir die ewigheid beskryf? Kyk, dit alles het Moses se opvolgers ten behoeve van hulle ellendige wêreldse belange vernietig. En hulle het nog 2 boeke van die wet ook vernietig, met 'n profetiese aanhangsel. Die wet het nie 5 boeke gehad nie, maar 7. En daai 2 wat weggevat was juis die sleutels tot die innerlike geestelike inhoud en uitleef van die 5 boeke. Maar hulle het gesê die volk het dit nie nodig nie, ons moet hulle dom genoeg hou, dat ons hulle kan manipuleer. Dis in kort wat die rede was. En dis in kort vandag ook die rede, hoekom die kerke die mense dom wil hou. Jy sal baie gou uitvind hoe ongewild jy is, as jy by die dominee aankom, en by die kerkraad, en jy hulle vrae begin stel oor die rigting van hierdie kerk. Hoekom doen julle dit? Hoekom doen julle dat? Hoekom staan in die Bybel, julle moet dit nie doen nie, nou doen julle dit. Jy word baie gou voor die kerkraad gebring, en dan word jy geëxcommunikeer. En baie keer maak hulle nog die hemelse poorte op vir jou toe. So, dit is vandag maar net so erg, as wat nou die voorbeeld van Moses, wat weg is by die volk. Maar wat hierdie ou nie weet nie, is dat die lewende verbondsark nou reg voor hom staan, in die vorm van Joshua, en dat die tafels, die kliptafels van Moses nou, die harttafels van Joshua is, en hy nou die lewende wet geword het. Maar ons het dit nie nou voor ons nie, soos wat hulle hom sigbaar voor hom gehad het nie. Ons het nou hierdie woord, wat vir ons moet lei, na die innerlike van ons hart toe. Daarom sê ek, dis nou Cornelius, sonder om ook maar 'n profeet te wees, soos dit altyd was, so is dit nog, en sal dit altyd wees, as u o meester beheer van u leer in die hande van mense gee. Binne 1000 jaar sal dit vir die leer beslis baie sleg lyk, en die mense sal daarin, op die manier van Diogenes, op klaar ligte daar die waarheid moet soek, en tog nie heeltemal vind nie. En dit is die waarheid, alhoewel hy sê, hy is nie 'n profeet nie. In die duisende jare wat verby gegaan het, het die Rooms-Katholieke kerk minstens 20 miljoen mense vermoor, as gevolg van godsdienst. Hulle godsdienst wat nie die ander mense nie wil aanneem nie. En hulle is as, wat noem hulle ons? Ketters beskou, heretics in Engels. En hulle is gebrand op brandstapels, verskriklike pynbanke moes hulle lewens verloor, en nog ander vorme van erge moord. Dit is wat die kerk gedoen het, wat die ware geskrifte in die hande gekry het, en dit in bewaring gehou het, weggesteek het, toegemessel het, net soos Vader hier net nou gesê het, in hulle katakombes in Rome, en alle ander boeke, wat enige verligting kon gee, was hulle agter dit om dit te verbrand. Soos die grootste biblioteek in die wêreld was in Alexandria in Egypte. En die Romeine het dit verbrand. In Constantinopel was net so 'n groot biblioteek. Dit is ook verbrand. En uiteindelik het net die Rooms-Katholieke met alle dokumente oorgebly. En hulle beheer dit. Vers 10, ag, die volle waarheid sal baie in die verborgene wel by enkele bewaar bly, maar oor die algemeen geneem, sal daar niks meer daarvan oorbly, as wat die kinders van Abraham in hierdie tyd oorgehou het van Moses nie, naamlik die omhulsel, en niks seggende name nie. Wie verstaan nog iets van die gees, van die Mosaïtiese insettinge? Daarom sê ek, en bly ek daarby, so was die mense nog altyd, en met geringe afwyking sal hulle ook altyd so bly. Iets niets sal hulle altyd nuuskierig maak en besiel, maar as die mense ook maar eers daaraan gewoond is,
word die verhewenste vir hulle ook maar gou alledaags, waardeloos en onbelangrik. As dit nog iets besielend vir hulle moet inhou, dan moet dit meermale met allerlei opvallende dinge opgefris word, sonder om daarby die hoofsaak ingrypend te verander. Anders sal die mensdom onder voortdurende bliksem en donder, uit pure verveling opnuut goue kalvers maak en vrolik daaromheen dans. En dit is presies wat die moderne kerke gedoen het. Hulle het hulle prediking bietjie opgefris, bietjie lewendig gemaak met die orkeste wat daar is en die amfitheateragtige kerke en al die ander wonderwerke wat hulle nou kwansies daar binne verrig, wat ons nou baie goed kan sien as ons na hierdie, ek het jare en jare laas een van die goed gekyk, maar daar is 'n Amerikaanse evangeliste stasie op DSTV dink ek. En dan kom daai goed daarin, manne met fris bodybuilders, dan kap hulle 'n klomp hoopstene soos dit met 'n karate ou deur, dan sê hulle, o, die Heilige Gees is nou in die kerk. En allerhande ander belaglike dinge. En vir hulle is die Heilige Gees, ek moet dit maar in Engels sê, in show business. Terwyl dit glad nie so is nie. Vader se Gees is apart gestel, is eintlik skaam en werk in die stilligheid van 'n mens met 'n stille gees. So ons is nou presies waar hierdie ou gesê, dit gaan uiteindelik daar kom. Ja, daarom is selfs baie priesters te verontskuldig, omdat hulle die volk in steede van die egte geloof, die slegste glans as iets suiwer goddelik laat aanprys. Want as die stroom van die duisternis eenmaal uit homself te sterk geword het, het dit ook onmoontlik geword om daarteen te swem. En die welmenendste priester, ook al het hy in stilte vir homself 'n korrekte waarheidsliggie bekom, moet nolens, sielwielens, of hy wil of nie, met die stroom saamswem. Anders gaan hy sonder meer ten gronde. Meester so oud as wat die mensdom hier op aarde is, so lank is die kwaad ook onafskeibaar langs haar. En dit kan beslis nie ontken word nie. Sou die mensdom dan nooit as te nimmer heeltemal van hierdie ou kwaal genees kan word nie? Ek sien nie in waarom die mensdom altyd en elke keer weer opnuut daaraan ten gronde moet gaan nie. En dit is basies vervalsheid en leuns. En dit is baie moderne mense se opmerking. As jy begin sê dat die Rooms-Katolieke, die kerk, die valsheid begin het. Ja, maar hoekom sou God dit toelaat? Hy sou dit nooit toegelaat het. Nou, ons gaan in môre se lesing dan lees wat Joshua op hierdie ou se beredenasie sê. Baie waarheid hierin, dat dit so gebeur het, maar hy verstaan nie hoekom dit so moet wees. En ek wil dit nie vooruitloop nie, ons sal dit dan môre lees. So hier is vir ons weer eens baie pragtige lesse in, wel vir my. So, kom ons gaan dan af, ons gaan môre verder.